Hallo julle. Ja, wat 'n voorreg om weer vanaand hier so voor julle te kan staan. En terwyl ek vandag terwyl ek net hier so sit en ons besig is, dink ek wonder hoe lank het ek nou om te praat en hoe lank wil die Here praat en wat moet ek doen en hoe moet ek dit nou sê? En die Here sê net vir my net wees rustig. Wees rustig. As jy hier voor staan, gaan jy in elk geval nie om vir mense te preek nie. Wie van julle is hier so om 'n preek te hoor? Wie van julle hou van as mense met jou preek of vir jou preek? Niemand nie. So ek is nie hier so om te preek nie. As ek hier voor staan, is ek hier so om te prys en te worship. Ek gee vir die Here die eer daarvoor en is my regtige voorreg vanaand om met julle te praat en te kan gesels en net te kan sê hoe goed die Here is. Maar ek het die Here verskriklik nodig, sodat ek nou in die woord kom vanaand hê. Dat ek nie gaan sê wat ek wil sê nie, maar dat julle sal hoor wat die Here vanaand wil hê, wat hy moet hê, jy moet hoor vanaand. Hierdie kan nie uit my eie uit wees nie. So, voor ek begin, gaan ek eers my oë toemaak en vir die Here vra, asseblief Here, ek weet hy vul ons, en ek weet dit is hy wat in ons woon, maar is hy wat aan die woord moet kom, nie ek nie. So maak gou julle oë saam met my toe. Hemelse Vader, ek eer dat ek hier voor kan staan vandag en kan verklaar, U, Here Jesus, is die Seun van God. Ek het U nodig, Hemelse Vader, ek kan niks doen nie, maar ek wil gehoorsaam wees aan U. Daarom, Hemelse Vader, staan ek vandag hierso in absolute gehoorsaamheid. Sodat U, Here Jesus, kan praat deur hierdie ou luidsprekertjie wat hierso voor staan. Dit is nie ek is wat praat nie, maar dis U wat praat deur my. Want daar's iemand wat spesifiek vanaand moet hoor wat U wil sê. En ek prys U naam daarvoor. Praat nou, Hemelse Vader. U diensknegte luister. Amen. Ok, ek het 'n stuk reg gekry vandag, eintlik al vir 'n tyd lank, want ek het myself misgis en gedog, ek preek verlede week. Toe vas ek, en toe kom ek agter, is nie ek nie. Dis ek het lekker gevas en tyd met die Here spandeer, en hierdie week ook. Ek vas omdat ek wil hê die Here moet aan die woord kom. Ek vas, want sodra jy vas, is daar iets in die gees wat gebeur. Maar wanneer jy vas, moet jy ook bid. Want ons word gevul. As jy vas en jy bid nie, kan jy gevul raak met iets dalk anders as die Heilige Gees. Vas en bid, dat jy nie in versoeking kom nie. Die Here sê, ek is die weg. Net nou sit ek hierso, en terwyl ons so sing, ek wil eintlik vir julle sê, dit is eintlik 'n wonderwerk vir my. Terwyl ek regmaak om met julle te kom gesels, sit ek en die Here sê vir my, as jy voor staan, moet ons die lied sing. Dan begin jy te sing en laat die mense saam met jou sing. Ek dink, o my aarde. Die mense gaan nie saam met my sing nie. In elk geval, en terwyl ons daar so staan en ons bid, toe kom hierdie woorde op wat ek neergeskryf het wat ons moet sing. Hoor gou hierso. Our God is an awesome God. He reigns from heaven and earth. With wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Ek het nie eens nodig gehad om vanaand hier te sing nie, want hier is besig om dit te sing. En die Here sê, as jy dan hier so staan, laat die mense my stem hoor, maak jou mond op, maar hulle moet my hoor. En terwyl ons dit sing, in Our God is an awesome God, sing ons the lion inside of me. Hoe wonderlike God dien ons nie. Ek verstaan nie hoe hy werk nie, ek verstaan hoe hy werk nie, en as jy die Here in hierdie ou breintjie van jou kan insit, en hom verstaan, is hy nie werd om te aanbid nie. Hy is nie daar om te verstaan nie, hy is daar om te glo. Dit wat hy sê, moet ons gehoorsaam. Ek sit, en terwyl ek besig is met die woord, sê die Here vir my, rustig sodat ek dit hoor, my naam, maak goed jou oë, luister gou hierso, Yahweh, 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 Yahweh. My seun is Yeshua. Yes, you are. Yahweh, Yahweh, en yes, you are. Yahweh. Daar's geen ander weg nie. Dit is wat die Here vir my wys. En wat hy vir my in my hart gee om oor te praat vandag, is daar is 'n weg. Hy is die weg.
Net dat is terwyl ons hierso sing, is interessant hoe jy gereed maak om te preek en jy sit en skryf neer alles wat jy dink die Here wil sê en terwyl jy daar sit, dan kom die Heilige Gees en hy vat sommer net oor. Nou is dit nie meer jou preek nie, dit is nie my preek nie. Nou is dit hy wat praat. En terwyl ek daar sit, sê die Here, wie vra vir wie om te trou? Dit is 'n interessante vraag. Vra die man die vrou of vra die vrou die man? Hoekom vra die man die vrou? Ek kon nie hierdie verstaan nie. En die Here wys dit deur die Gees. En dis presies wat ons net oor stil geraak het hierso. Hier's iemand wat iets moet weet. Die Here het 'n man gegee om vir die vrou te vra om met hom te trou. Hoekom? Nie net omdat hy die man in die hoof van die huis is nie, maar 'n man vra vir 'n vrou om met hom te trou, want hy het haar nodig. Dis hoekom 'n man vir 'n vrou vra. 'n Man het 'n vrou verskriklik nodig. Luister julle, dis ondervinding wat ek in my lewe gesien het. Dis nie iets wat ek sê wat die Here sê nie. 'n Man het 'n vrou nodig. Kan hy sonder 'n vrou klaarkom? Natuurlik. Gaan niks met my gebeur as ek nie getroud is nie. Maar ek het haar werklik nodig. En wat doen die Here? Raai wie vra jou om te trou? Ons is die bruid. Hy is die bruidegom. En hy kom en kom vra vir jou, sal jy met my trou? Is iemand wat moet weet, dis die Here wat vandag voor jou deur staan en vra, sal jy my bruid wees? Is jy bereid om my bruid te wees? Daar's 'n pad wat ons stap, julle. In Spreuke staan daarso. Spreuke 16 vers 25. Daar is 'n pad wat vir jou reg lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood. My Bybel sê 'n bietjie anderste. Hy sê daar is 'n leefwyse wat vir jou reg lyk, maar die uiteinde van jou leefwyse is die dood. Nou, ons weet, jy kry twee paaie, soos wat ons nou al baie keer in die prentjies gesien het in die Bybel. Jy kry 'n smal paadjie met 'n klein deurtjie en jy kry 'n verskriklike wye pad met 'n groot deur. En daarom het die Here gesê en vir my gesê, daar's 'n pad. En ek wil weet, Here, wat is hierdie pad wat ek moet stap en hoe moet ek hierdie pad stap? Wat is dit wat U van my verwag? Want ek sê vir julle wat ek ondervind het terwyl ek tyd met die Here spandeer. Ek vra nie, Here, wat moet die mense hoor nie. Ek gaan en ek sit by die Here en dan praat hy met my. En dit wat ek by die Here hoor, ek deel dit net met julle. Want ek is besig om 'n God te dien wat almagtig is. Toe ek baie jonk is, toe sê my pa vir my, jy moet weet, om te kwalifiseer, as jy moet kwalifiseer om in die hemel te kom, as dit 'n universiteit is waardeur ons op die oomblik gaan, wat is die slaagsyfer om in die hemel te kom? Wat sou julle dink, wat sal die Here, wat almagtig en volmaak is, wat sal sy slaagsyfer wees vir jou om dit te kan maak in die koninkryk? Ons is 'n almagtige God. Ons is 'n God wat daar's nie shortcuts nie. Daar's nie mediocre nie. Daar's nie probeer 'n bietjie harder nie. Daar's 'n 100% slaagsyfer wat hy wil hê vir jou om in die koninkryk te kan kom. 100%. Nie 99% nie. Nie 99.9999999 tot op die einde nie. 100%. Maar toe gaan Jesus en hy gaan skryf die toets vir jou. Jy skryf nie die toets nie. Hy skryf die toets vir jou. Raai wat is Jesus se uitslag wat hy gekry het? 100%. Al wat jy hoef te doen is om die papiere by hom te vat en te gaan wys jy kwalifiseer. 100%. Maar wat ons mense partykeer doen, of nie ons mense, ekskuus, wat die vyand doen. Jy skryf nog steeds toetse, maar jy kom heeltyd agter jy dop, want jy maak foute die hele tyd. En nou is dit nie meer jou 100%, jy kry hierso, jy draai wel soos ek by die 60 rond. Dis heeltemal te laag vir wat die Here verwag. Dan kom die duiwel, dan kom hy baie keer in my oor en dan kom fluister en sê hy, "Hey, Mike, as jy na jou punte kyk hoe jy gelewe het, jy trek hier by 60 rond. En jy moet weet die Here verwag 100%. En dan begin ek ieweslik te twyfel.
Hoe gereed is ek om voor die koning te staan? Maar dis net 'n leuen. En daarom is daar 2 paaie. Daar's 'n breë pad en daar's 'n nou pad wat ons moet stap. En ek moet gehoorsaam wees. En hoe kry ek hierdie pad? En Here sê die enigste manier om daai pad te kry is in my woord. Hoeveel van julle het julle Bybels by julle? Of jy 'n handeltjie het en of jy wat ook al. Toe maar, ek het my Bybel ook. Jy sê, hey, waar is dit? Daar is 'n Bybel. Nee, ek wou eintlik gaan. Luister, ek het daaraan gedink. Toe kan ek nie die rympie onthou nie. Ek sê my eerlik. Ek sit en die Here sê die enigste manier om te weet om by my uit te kom is 'n manual. Sien julle hierdie? Hierdie is 'n manual. En ek moet vir julle hom gee. Here, wat moet ek vir die mense gee? Die Here sê, gee vir my. En ek sê, Here, maar hierdie is 'n boek, is 'n gevaarlike boek. Hierdie is nie net 'n boek nie. Hierdie is 'n manual om by u uit te kom. Hierdie is nie net 'n boek nie, hierdie is 'n swaard. Hierdie is waarmee ek beklei, hierdie is waarmee ek verdedig. Hoe moet ek hom gebruik en hoe moet ek hom vir mense gee? Wat verwag u van my? En die Here sê, en hy wys my eintlik 'n prentjie, ek is 'n ongelukkige prentjie mens, en ek verstaan dit ook soos wat die Here dit verduidelik. Die Here sê, hierdie is 'n manual. As jy na 'n verkoopsman toe gaan, en hy verkoop karre, kom ons gaan nou maar vanaand net 'n bietjie na Toyota toe. Ek's 'n groot Toyota fan. Nou kom jy by hierdie dealership in, en hy wil graag aan jou 'n Toyota verkoop. Nou, as jy daar so instap, en sê hy vir jou, jete, luister, ek het vir jou, hier's 'n kar, wat skrik vir niks. Sê vir my wys, sê ja, hierso, krap hy so in die kar, en haal hy daar so, haal hy 'n manual uit, dan sê hy, dis die kar wat jy moet hê. Hierdie is die kar wat jy moet hê. Vat ek die manual aan. Okay, dis hoe jy hom regmaak en alles. Dis hoe ek die kar fix. En as hy moet dienste kry, dis waartoe ek moet gaan. Dis fantasties. Gaan dit jou help? Gaan jy daai bakkie koop? So wat moet ek doen om daai kar te wil koop? As jy by 'n plek instap, wat gaan jy eers wil doen? Test drive. Test drive. Ek moet die verkoopsman gaan en hy gee vir jou die kar. Want die kar sal homself verkoop, glo my. As jy in die kar ry, en jy vat hom vir 'n spin, en jy kyk hoe hy voorby van, jy sien alles wat hy kan doen, en jy sien wat betroubaar is hy na soveel jare, gaan die kar homself verkoop. Jy hoef nie. Maar saam met die kar, dan kom daar 'n manual. En hierdie manualtjie is verskriklik belangrik. So wat ek vir julle gee vanaand, is ek gee vir jou Jesus. Saam met Jesus kom daar 'n manual. En hierdie is die woord. En dis wat jy nodig het. Nou 'n manual, as jy mooi daaraan dink, eerste instansie sê die manual vir jou, wat se kar is dit? Wat se kar is dit? As jy hom oopmaak, binne-in gaan daar staan as jy hom gekoop het, wie se kar is dit? Aan wie behoort hierdie kar nou? En as jy met hom ry en enigiets gebeur met hom, en iets breek en iets werk nie lekker nie, hoe maak ek hom reg? En as ek nie weet hoe om reg te maak nie, waar moet ek gaan om hom reg te maak as ek die ou karretjie is? Maar dit is nou gevaarlik, want ek moet vir julle die woord gee. Ek gaan nie vanaand vir julle 'n stuk uit die Bybel uit lees nie. Ek wil vir julle sê, hier is die antwoord. Hier is jou manual. As een van julle twyfel oor hoe of wat of waar ek moet gaan en wat ek moet doen, hier is hy. Maar ek wil vir julle verduidelik hoe moeilik hierdie boek is. Nie moeilik om te verstaan nie. As jy hom probeer verstaan, het jy groot moeilikheid. Maar as die Heilige Gees deur jou gaan praat, deur hom gaan praat, gaan jy presies verstaan wat jy moet doen. Waar wil die Here jou hê? Wat is jou doel? Hoekom is jy hierso? Wat maak jy hierso? Nie in die kerk nie, hoekom is jy op aarde? Ek het daai vraag al baie gevra, Here, hoekom is ek hierso op die aarde? Wat is my doel? En ek het gedink, luister, as u Here van die hemel af gekom het, u het van die hemel af gekom, u was die koning. Toe kom u aarde toe. En op die aarde het u vir ons geleef, het vir ons gesterf, en toe gaan u dood, sodat u weer koning in die hemel kan wees. So die Here het aarde toe gekom, sodat hy eendag kan koning wees in die hemel. Is dit hoekom hy gekom het? Nee, hy was klaar koning. Hy het opgegee, daar's een rede hoekom die Here aarde toe gekom het. Hy het jou kom koop. Hy het jou kom koop. Waarmee het hy jou gekoop? Vanaand het 'n baie groot voorreg gehad wat ons gedoen het, julle. Ons het hierso vanaand gebruik hierdie ou mooi botteltjies en goedes wat hierso staan. Dis die bloed van Jesus. Hy het vir ons betaal.
Hy het vir ons betaal met die heel duurste currency, ek weet wat in Afrikaans is, currency, in die geestelike wêreld, is bloed. Dit is waarmee iets gekoop word. Maar bloed het ook 'n waarde. Hoe reiner die bloed, hoe hoër die waarde. Dit is hoekom in die ou tyd het hulle baie keer mense geoffer, kindertjies geoffer. Hoekom het hulle kinders geoffer? Dis rein. Is nog nooit corrupt. Nog nooit beïnvloed nie. Is silwerskoon. Maar Jesus se bloed se waarde is bepaal deur die reinheid van hom en hoe rein hy is. Hoe hoog is die waarde van hierdie bloed wat ons vanaand drink, julle? Wat is die waarde daaraan? Daar's niks wat jou sonde kan was nie, behalwe die rein bloed van Jesus. Nou, stap ons op hierdie pad, en ek gebruik hierdie manual om te gebruik. Maar ek weet nie of van julle het al gelees nie, daar's 'n nou pad en daar's 'n breë pad, né? Wie van julle, wat ek het sê, verstaan julle die nou pad en die breë pad? Okay, so die nou pad stap ek op. Dis moeilik. Ek moet hard probeer. Elke dag meer en meer probeer om op hierdie paadjie te bly, om deur hierdie deurtjie te kan kom. Dis moeilik, né? En die breë pad is lekker wyd, dis eenvoudig. Ek stap op hierdie breë pad. Dis maklik, die hek is ook wyd, ek kan daardeur gaan. Is dit wat dit beteken? Glad nie. Die nou pad wys net vir ons die eenvoud om in Jesus te glo. Hoe eenvoudig is dit? Dis nie 'n moeilike paadjie nie. Dis 'n klein deurtjie. Dis 'n nou paadjie. Al wat die Here sê is, hierdie pad is so eenvoudig. Mense kan dit nie kry nie. Dis net te maklik om op hierdie paadjie te bly. Ek sit gister, ek het vir Corrie gekry terwyl jy jou hare gedoen het, en ek is by die jy lyk jou naal, skus. Ek sit daarso by hierdie barber en hy's besig om my hare, ja, ek het nie baie hare in elk geval, maar ek gaan my hare geskeer daarso. En terwyl hy my hare skeer, besluit ek, luister hier so, nou is dit so, ek weet nie of dit 'n moslim, of weet nie wat hulle is nie. Egiptenare, ja, weet nie wat hulle glo in elk geval. Hy sê vir my, can I shave? Ek sê vir hom, ja, eintlik sal dit lekker wees, so ek gaan 'n bederfie vat, en ek lê so terug, terwyl ek terug lê, sien ek, haal hy so lekker lang lem uit. Nou raak my sien nie wees klaar, want ek weet wat ek glo, maar ek weet nie wat hierdie ou glo nie. Ja, nou sit ek daar so, en ek dink, ek gee my nek vir hom. En hy is besig om die ding so mooi blink te maak, en hy begin so aan my te skeer. En die Here sê, en ek tog weet jy wat, hierdie ou moet vaardig genoeg wees, want as hy een foutjie maak, is hy nogals baie naby aan die tydelike met die ewige. Nou sit ek en dink, hoekom dink ek nou aan hierdie goeters? En die Here wys my, hy sê, luister so, dit hang af in wie se hande hierdie swaard is. In wie se hande is hierdie woord? Die Here sê, hierdie is 'n tweesnydende swaard. Terwyl ek daar sit, wys hy vir my, hy's besig met 'n maar dis in sy hande. Hy weet presies hoe hard, hy weet presies waar om weg te vat wat hy moet wegvat en te los wat daar moet bly. Baie gelukkig vir my. Jy weet, dis hoekom ek vir die Here gevra het, Here, hierdie is u woord, maar mag hy nie in my hande wees nie. Wanneer ek hier voor staan, mag dit in u hande wees. Want in my hande, luister, baie mense gebruik die Bybel, en hulle wil vir mense leer uit die Bybel uit, maar in hulle eie hande die woord, nie deur die Heilige Gees nie. Weet julle, ons kan mense bitterlik seermaak so. Maar nou sê ek vir jou wat jy mag doen en wat jy nie mag doen nie. Wat jy moet doen en wat jy nie mag doen nie. Wat ek dink wat sonde is, nou maak die Here my vry van sekere goeders en sê, luister, jy kan hierdie doen. Ek sê, dankie Here, luister hierso, jy mag nie hierdie doen nie. Die Here het vir my gesê, die het nie vir hom gesê nie, hy het dit vir my gesê. Maar ons gaan en vat ons hierdie woord, en dan gee ons die woord uit ons gedagtes uit vir mense. En ons maak mense seer. En mense stel nie meer belang in hierdie woord nie, want dit is wat jy moet doen en wat jy nie moet doen nie, wat jy mag doen en wat jy nie mag doen nie.
Want ek het my plek kry. Ek wil vir julle verduidelik hoe moeilik is hierdie regte pad, die breë pad en die smal pad. Die breë pad, luister gou mooi, die breë pad en die smal pad. Op die breë pad, ek moet doen om te kry. As jy op die breë pad is, dan moet ek goed doen om iets te kan kry. Onthou, dis nou die maklike pad wat mense dink, hierdie breë pad wat almal opstap. Maar op hierdie breë pad moet ek alles doen om iets te kan kry. Hoe eenvoudig is die smal pad? Ek kry wat hy gedoen het. Die breë pad sê, jy moet. Die smal pad is, ek wil. Die smal pad sê, ek moet offers vir die Here bring. Ek moet gaan en hom offer. En, ekskuus, kan jy my hoor? Ok. Nee, die breë pad, ek moet offers vir hom, ek moet offer, ek moet vir die Here, ek moet baie opoffer, ek moet offer die hele tyd vir die Here. En die smal pad, ek is die offer. Ek is die offer. Breë pad maak ek by mekaar en ek maak by mekaar. En op die smal pad gee ek. Wat moet ek gee? Wat kan ek gee? Gee jouself as 'n lewende offer vir die Here. Baie van julle wonder hoekom jy hier so is. Ek gaan vir jou sê. Eerste, het die Here gekom om vir jou te vra om sy bruid te wees. En dan het hy gevra, as jy my bruid is en as jy weet wat ek vir jou gereed maak, gee jouself as 'n lewende offer vir die ander mense wat rondom jou is. Hulle kort hierdie lewende water. Hulle kort hierdie sout. Hulle moet weet wat hulle moet doen. Ek gee myself as 'n lewende offer vir die Here. Laat ek dit met papier kry. As ek nou op hierdie pad is, en hier is nogal 'n moeilike ene. Nou verstaan ek moet op hierdie pad wees en ek moet op hierdie nou pad bly. Maar julle weet, ons as mense wil mos nou heeltyd doen. Ek moet mos nou verdien. En die Here sê, nee, jy moenie. Ek het dit klaar vir jou verdien. So wat wil die Here dan hê moet ons doen op hierdie nou paadjie? Wat is dit wat hy van ons wil hê? Van elkeen van ons. Ek het sommer net geskryf hoe die Here dit my verduidelik het. Op hierdie nou pad, luister julle, jy moet hierdie probeer verstaan. Nie uit jou, laat die Here toe om jou lewe te verander nou, deur jou denke net 'n klein bietjie te vernuwe. Die duiwel sê, jy moet jou lewe verander deur jou denke te vernuwe. Die Here sê, laat hom toe. Laat die Here gou toe om jou denke gou te verander, sodat jou lewe kan verander. Die eerste ding wat ek geskryf het, is so, Here, wat moet ek doen? As ek nou op hierdie pad is wat U wil hê ek op moet stap. En die Here sê, praat met my. Praat eerste op die pad, praat met my. As jy met my praat, dan praat jy met die waarheid. As jy met my praat, praat jy met die weg. En as jy met my praat, praat jy met die lewe. So as ek met die waarheid praat, dan kry ek die waarheid terug. As ek met die weg praat, kry ek die weg terug. As ek met die lewe praat, kry ek die lewe terug. Nou, as ek met hom praat, wat kan ek nou doen? Nou praat ek van hom. Want as ek nou praat ek en nou gee ek die weg. Onthou die Heilige Gees in my. Ek gee die waarheid. En deur my praat die Here en hy gee die lewe. Eerste, praat met my, nie deeltyd van my nie. Dan kan jy praat van my. En as jy van hom praat, nou kan ek begin gee. Nou kan jy jouself begin gee. Daar's 'n storie, ek dink ons het hom al vertel, maar ek wil hê julle moet iets verstaan van hierdie storie. Is dat baie van ons wat hierso sit sê, ek wil myself ook gee, maar wat moet ek gee? En jy sit vir jou hierdie verskriklike take aan om wat jy dink jy moet doen om vir die Here iets te kan gee. Maar ek wil vir julle verduidelik hoe nou is hierdie paadjie, hoe eenvoudig die paadjie is, okay? Nou, ek dink eendag het ons daarvan, of het iemand die storie vertel, van Billy Graham en sy vriend, het eendag gegaan, en hulle gaan na 'n seminar toe, en hulle is net sulke klein chokkertjies, en hulle gaan na hierdie tent toe, en toe hulle by die tent kom, toe stap hulle in, en hulle sien,
daar's nêrens plek vir hulle om te sit nie. En terwyl hulle so kyk, toe besluit hulle en hulle gaan omdraai, want dit is chokkende blok. Daar's nie plek vir 'n muis nie. En hulle draai om en hulle loop uit. En daar staan 'n usher. En die usher sien, hey, waartoe gaan die twee laities? En hy gaan en hy hardloop en hy gaan kry hulle en hy roep vir Billy en hy roep sy vriend en hy nooi hulle en hy sê kom, ons maak vir julle plek. En hy skuif die stoele so uit en hy sit hulle daar so neer. En hy sê sit julle net hierso. Daar het Billy Graham se lewe verander. Weet julle, hulle erken vir Billy Graham, nie dat ek hom ophemel nie, ek hemel die Heilige Gees wat binne in hom gepraat het op. Dat hy is een van die mense wat die meeste mense die evangelie voorgegee het, seker al wat bestaan het. Billy Graham. Mense wat tot bekering gekom het. Nou, ek sê nie jy moet 'n Billy Graham word nie. Wat ek vir jou wil sê is, dit is so eenvoudig soos om die usher te wees. Die usher. Ek wil vertel van hierdie ou. Hy was gehoorsaam en hy was by die kerk en hy het 'n klein taakie gekry en deur sy gehoorsaamheid wat die pastoor gesê het, asseblief, jou taak is as jy iemand sien, maak dit vir hom 'n plek. Laat hom welkom voel en laat hom kom sit. Deur sy gehoorsaamheid het hy 'n man soos Billy Graham gekry en sy vriend. En hulle twee het meer mense na die hemel toe, na die Here toe gelei as meeste mense al ooit saam. Maar het gaan nie oor hulle twee nie. Dit gaan oor 'n usher. 'n Gehoorsame usher. Eendag kom daai usher in die hemel en as hy by die Here kom, dan sê die Here, welkom, goeie en getroue slaaf. Oor min het ek jou aangestel. Maar kyk al hierdie mense. Kyk hoe lyk jou kroon. Ons dink Billy Graham se kroon is net so groot vol allerlei goedjies. Maar die usher, die eenvoudige ouetjie wat net gehoorsaam was, kry 'n kroon. Volgende ding op hierdie pad is wat die Here nou vir my verwag. Is net gehoorsaamheid. Is luister na my. Vat die woord en gehoorsaam dit. Ek wil julle net vinnig sê, want ek weet ons tyd loop uit, maar nou die dag, en kyk en dit is hoe die Here met jou kan praat deur 'n kind. Ons moenie dink jy kort 'n verskriklike groot pastoor of iemand wat die pad stap om jou lewe te verander nie. Ek sit nou die dag by die sonndagskool en ek gee sonndagskool vir die kindertjies. Dit is verskriklik lekker en ons praat met hulle. En ek wil graag vir hulle een ding in hulle koppies kry. Al wat julle moet weet is, as die Here by jou is, sal jy niks verkeerd doen nie. Niks nie. En ek sê, okay, ek vat die een kind, ek sê, luister so, ek sê vir haar naam is Carmen. Carmen sal vir die res van my lewe in my kop bly. Want die Here het nog nooit so met my gepraat, soos 'n klein dogtertjie nie. Sy sit daar en ek sê vir haar, Carmen, sê gou vir my, as jy môre skool toe gaan, en jy's by die skool, en jou pa gaan saam met jou skool toe, wat gaan jy verkeerd doen? Wat sal jy die dag verkeerd, of wat sal jy doen as jou pa die hele dag saam met jou gaan? Nou wat ek wil hê, wat sy moet sê is, Jette oom, ek sal niks verkeerd doen nie. Ek sal alles perfek reg doen, en ek sal niks verkeerd doen nie. Dis die antwoord wat ek wil hê, want dis die punt wat ek wil wys. Ek wil hê, jy moet bewus wees as die Here by jou is, dis wanneer jy nie sondig nie. Dis wat die punt wat ek wil deurbring. Sy sit so rukkie, en sy kyk so, en sy dink, en sy sê, weet oom wat, as my pa heeldag saam met my moet wees, ek sal hom elke keer vra, of mag ek dit doen? Mag ek dit doen? Ek sit daar, ag my aarde. Nou praat die Here met my. Nou praat U met my. Ek wou gehad het sy moet hierdie punt kry en toe kry ek die punt en hier sê vir FC nee, bly stil. Dis vir jou. As ek by jou is, moet jy niks doen as jy my nie vra nie. 'n Klein dogtertjie. Daai dogtertjie is 2 weke daarna sy gedoop. Dis maar 12 jaar oud dink ek. Wat skan my? 11 jaar oud. Klaar gevul met die Heilige Gees. Sonder dat sy weet praat hier klaar deur haar. Het hy gehoorsaamheid. So daai boodskap sal vir die res van my lewe by my bly. Het 'n klein dogtertjie daar sit en dis nie sy nie. Wanneer die Heilige Gees praat, dan bly jy stil. En dan luister jy en dan gehoorsaam jy. Op hierdie pad gaan dit nie oor die leë nie. Wat ek moet kry
as ek op hierdie pad stap nie, want baie mense stap nou op hierdie pad, dat dink hulle, as ek op hierdie pad van die Here stap, hierdie nou paadjie, dan gaan ek nou alles kry wat die Here in gehoorsaamheid gaan hy net vir my gee, en alles kry wat ek gaan kry. En dit is nie die antwoord nie. Op hierdie pad wat jy stap, is dit nie wat jy kry omdat jy gehoorsaam is nie, maar wat jy word, omdat jy op die pad stap. Op hierdie smal pad, word ek sy kind, word ek sy bruid, en is ek op pad na my bruidegom toe. Nou kan ek vir iemand iets wees. Nie gee wat ek heeltyd kry, omdat ek kind van die Here is nie. Want luister so, as ons dink ons moet heeltyd kry, omdat ek by die Here is, en ek vra, ek ontvang nie, dan raak die mense, dink hulle, ek wil nie op hierdie pad stap nie, want ek het gehoor, as ek na die Here se kind is, gaan ek net kry vir alles wat ek vra. Dis nie, jy kry net wat jy vra nie, jy kry wat jy nodig het, maar jy word iets wat die Here van jou verwag. Op hierdie pad gaan dit ook swaar gaan, maar ek wil vir julle gou iets lees van hierdie swaar, wat vir my eintlik mooi was. Daar staan in, ons moet Bybel toe ook gaan vanaand, daar staan in, wat ek moet gou kry, 1 Petrus 4 vers 14. Ek moes eintlik my boekmerkies ingesit het, maar vanaand was so wonderlik met die praise and worship, dat ek, luister gou so, 1 Petrus 4 vanaf vers 14. Nou as jy op hierdie smal pad, dis 'n eenvoudige pad, maar dit gaan met jou verskriklik moeilik. Dinge werk nie altyd uit soos wat jy het wil hê nie, en dit is moeilik. Mense kyk na jou met ander oë. Jy's gehoorsaam aan die Here, maar mense hou nie meer van jou nie. En jy word baie keer beledig oor die keuses wat jy maak. Hoor gou hierso. Geseënd is julle wanneer julle beledig word ter wille van die naam van Christus. Geseënd is jy wanneer jy beledig word vir die naam van Jesus Christus. So baie keer gaan dit maar swaar gaan. Maar ek wil vir julle sê, Petrus hulle gaan en hulle stap en hulle gaan in 'n dorpie in 'n dorpie, en toe hulle daar so is toe bely hulle. Ek wil vir julle sê, net om gou hierdie te verstaan. Waarom is al die disippels doodgemaak? Wat het hulle gedoen dat hulle doodgemaak is? Hulle het die waarheid gepraat, maar raai wat het gemaak dat hulle het oor hierdie gepraat en daarom is hulle doodgemaak? Hierdie spesifieke rede. Een rede. Hulle het vir mense gesê, Jesus het opgestaan. Nadat Jesus opgestaan het, en hulle die Gees ontvang het hulle geen vrees gehad nie. En omdat hulle bely het, Jesus het waarlik opgestaan, daarom moes hulle doodgemaak word. In elk geval, Petrus, hulle gaan en hulle gaan vertel hierdie, hy en sy vriend, hulle stap in hierdie dorp in, en hulle word, en die mense hou nie daarvan nie, en ek dink hulle het een van die mense se slavinne, het hulle aangespreek, en sy het 'n waarsêersgees in haar gehad, en hulle die waarsêersgees uit haar uitgejaag, en die dorpse mense is kwaad, hulle sweep op teen, en die mense gaan na die dorp toe, en hulle sê, luister hierso, hierdie ouens is besig om droog te maak, julle moet asseblief hierso help, en hulle sê, right, ou, kom hierso, en hulle vat hulle, en hulle slaan hulle, die gebruikelike houe, en hulle gaan na die tronk, hulle sit die aand in die tronk, en hulle begin te praise en te worship, en terwyl hulle praise en worship, val die kettinge van hulle arms af, en al die deure gaan oop, nie net van hulle af, dis sommer van al die slawe, nee, net met die aanhoor van praise en worship, en hulle gaan uit, en hier het iets gebeur wat ek nooit kon verstaan nie, dit is my onverklaarbaar. Hulle gaan terug, en hulle sê, en die soldate kom, en hulle hoor, hulle is eintlik Romeinse burgers, en sê, nee, julle is vrylike gaan, en sê, nee, julle kan nie ons laat gaan, nie, ons is Romeinse burgers, julle mag ons nie eers geslaan het, he. Hulle skrik so groot, hulle hardloop, en hulle begelei hulle uit die dorp uit. Asseblief meneer, ons is regtig jammer. Het hulle voor die tyd geweet, hulle is Romeinse burgers? Het Petrus hulle geweet, hulle is Romeinse burgers? Tuurlik. Hoekom het hulle net voor die tyd gesê, wag 'n bietjie, voor jy my slaan, check net gou, ek is 'n Romeinse burger, jy kan nie aan my slaan nie. Hulle het dit hoër geag, om deur die pyn te gaan, vir die naam van Jesus, want hulle het geweet, om swaar te kry, is 'n seën vir jou, hulle sou iedere dag gaan, hulle het stil gebly, na die tyd sê hulle, okay julle kon het mos voor die tyd ook gesê het,
maar hulle het dit as waardevol geag om geslaan te word vir die naam van wie Jesus Christus is. Daar's 'n klein storieetjie van 'n righteous and a loving king. Hierdie wil ek vir julle net vertel, sodat julle net kan, net om alles vir julle net mooi bymekaar te bring. A righteous and a loving king. Almal was baie lief vir hierdie koning gewees. Hy was baie regverdig, maar hy was baie liefdevol gewees. En in sy koninkryk kom hulle agter, is besig om van sy goud verdwyn. En hulle gaan na hom toe en hy sê, julle moet ondersoek instel, hier is groot moeilikheid. En hulle soek en soek, hulle kan nie die persoon kry nie. En hulle het laterhand, maar daar's 'n beloning uit, vir enigiemand wat met inligting kan kom. En hy sê toe later, okay, as ons hierdie persoon kry, gaan hy die gebruikelike 40 houe kry. En julle weet, die 40 houe is gegee. 39 is geslaan, maar die 40 sou gewoonlik die mense dan daarna dood gegaan. En hy sê, jy sal 40 houe kry. En almal het geweet, hy is 'n righteous en 'n loving king. En hulle die mense gesoek, hulle kon dit nie kry nie. Eindelaas kom hulle toe agter, hulle het die een gevang wat nog die hele tyd die koning se goud steel. En hulle bring die persoon in, en is die koning se dogter. En onthou nou, hy's 'n righteous en 'n loving king. Hierdie koning het nou groot moeilikheid, want dit is sy dogter. Maar hy mag nie jok nie, en dis hoe die mense hom ken. Dit is nie net wat hy sê nie, dis wie hy is. Hy gaan nie terug op sy woord nie, hy bly altyd sy woord gestand. En hy sê, is reg so, bring my dogter in. En almal is half geskok, dat die koning sal dit nou weg, nou is almal sy asems op, gaan hy dit doen? Sal hy dit regtig doen, of sal hy dit nie doen nie? Dis nou sy dogter, en almal weet hoe lief is hierdie koning vir sy dogter. Hulle bring sy dogter in, en sy staan daar so, en die koning se oë is vol trane. Hy sê, sit daar neer. Hulle sit daar op die blok neer, en hulle skeer haar rug oop, trek haar rok mooi oop, wat haar rug oop lê, en sy moet die houe kry, en almal verstaan nie wat gebeur nou nie. En die koning, en die ou wat moet slaan, kyk so vir die koning, en die koning sê vir hom, is reg. Maar dis die koning se dogter. En die koning sê, dis reg. En die ou stap vorentoe, en hy gaan haal die, ek weet nie eens wat hulle dit noem nie, die soos 'n sweep met die hakkies aan, en hy haal hom af, en toe hy hom so optel, sê die koning, wag, wow, stop. En almal dog toe, daar sy. Dis nou presies wat ons gedink het, dis sy dogter. En die koning stap en hy sê, ek het vir jou gesê, wanneer jy slaan jy. Hy sê, ek weet, koning, ek sal dit doen. Hy sê, okay. Die koning gaan, en hy vat sy rug, en hy skeer sy rug oop. En hy gaan buk. Ek raak emosioneel om daaraan te dink, en hy gaan buk, en hy vou sy dogter toe. En hy sê vir die ou, slaan. Slaan. En hy begin te slaan. En die koning sterf oor sy dogter. Dis die God wat ons aanbid. Dis wat Jesus vir my gedoen het. Hoe kan ek anderster as om gehoorsaam te wees aan hierdie koning? Aan hierdie ene wat vir my sê, ek maak vir jou plek gereed. My vrou sê nou vir my iets verskriklik moois. Ek het nog nooit so aan gedink. Sy sê, is jy opgewonde om hemel toe te gaan? Ek sê ja. Sy sê, het jy geweet dat die Here is meer opgewonde vir jou om by hom te kom, is wat jy is om by hom te kan wees. Ek kry hoendervleis om te dink dat die Here is meer opgewonde vir my om by hom te kan wees, is wat vir my is om daar te kan wees. Hierdie pa wat oor sy dogter buk, dat nie een hou haar sal tref nie. Ek sit by 'n partytjie gisteraand te kuier saam met vriende, en terwyl ons daar sit, my boetie teruggekom, so het vir hom 'n doekebraai gehad, en dan sit daar so, en dan sit en kuier, en op 'n tyd kom ek agter, ek wil huis toe gaan. Ek wil huis toe gaan, want ek dink aan hierdie woorde van vandag, en ek kom agter, die ene sit langs my, sê, waar gaan jy? Ek sê, weet jy wat, ek gaan nou maar sommer vir jou, sê nie vir almal nie. Daar's 3 mensies, wat op die oomblik meer daarna uitsien, om my te sien, is wat ek is, om hier by julle te wees. By my huis, en ek sê vir hom, ek weet jou, as ek by die huis inkom, gaan een van my ladies my tackle.
En hulle gaan vir my iets wil wys, en toe ek by die huis aankom, hier sit hulle al drie en wag, raai vir wie? Vir pappa om huis toe te kom. Ek sit by mense wat tyd saam met jou spandeer, terwyl daar iemand is wat baie meer tyd met my wil spandeer, as wat daai mense is. Ek wil net hê, dankie. As julle na mense kyk, na ander mense wat die pad stap saam met jou, wat nog nie op die pad is wat jy is nie, wat nog nie op die geloofsplek waar jy is nie, wil ek hê jy moet daai persoon asseblief met verskriklik baie liefde hanteer. Hoe is dit? So ek gaan vir jou vra, as daar 'n blinde ou is, wat vanaand hier so instap, en terwyl hy stap, dan trap hy so oor Corrie se musiekgoeders, en hy trap 'n liggie stukke en so, hoe sal ons hom hanteer? Dis okay man, moenie worry nie, wees rustig, ek weet jy kan nie sien nie, ek weet jy kan nie sien nie. Maar kom ek hier so, en ek gaan nou na Corrie toe, en ek trap hierdie goed op en sê, hey, wag so klein bietjie. Daar's mense wat op sekere vlak al die Here ken, en moenie oor die vlak waar jy is, mense veroordeel, waar hulle nog nie is nie. Dink so daarin, hy's nog net blind. Ek vra vandag vir my seun, toe ek regmaak, hoe help ek 'n blinde mens? As ek sien hy's daar oor die pad, en hy kan nie oorkom nie, hy sê, pa, ek stap so intoe, ek vat hom aan sy hand, en ek help hom oor. Dis hoekom jy hier is. Dis die pad wat die Here wil hê ons moet stap. Dis die koning in wie ons glo. Dis die Here wat regmaak om te sê, as jy daar voor staan, sing hierdie lied. En terwyl ek hier so in gehoorsaamheid sing ons, our God is an awesome God. He reigns from heaven above. With wisdom, power and love, our God is an awesome God. Maak gou toe julle oë saam met my. Abba Vader, ons het U verskriklik lief, omdat U ons eerste lief het. Mag ons aan U gehoorsaam bly. Mag ons uitvind wat dit is wat U van ons verwag. Mag ons tyd spandeer in U teenwoordigheid. Here Jesus, mag ek my Bybel lees, Here Jesus, om iemand se lewe te red, maar U in my, o Heilige Gees. Ek wil sommer net nou, Here Jesus, baie dankie sê, vir die voorreg om weer 'n aand te kan hê, wat ek 'n asem kan invat en weet ek asem U asem in. Wat maak ek met U asem? Al wat ek kan sê, my God is 'n wonderlike God. Jesus is die weg, hy is die waarheid en die lewe, en daarvoor, Here Jesus, prys ek U naam, vir nog 'n kans, om gehoorsaam te kan wees. Here Jesus, ek wil sommer net vir Corrie en Rosanne, by U voete neersit. Vul U met die Heilige Gees. Geef hulle krag, om nie op te hou nie, maar aan te hou met U werk. Hemelse Vader, U is 'n wonderlike God, en ons prys U naam. Amen.